Van trends tot tradisie, elke liefdesverhaal het 'n beginpunt. Die eerste groot ja-woord. Stefan van Prins en Prins gesels saam oor die kuns agter die perfekte verloofring. Stefan, kom ons delf sommer dadelik in. Waar begin 'n mens as mens kyk na 'n verloofring? Gits weet, dis vir verskillende mense verskillende goed. Ja. Maar ek sou sê een van die goedes wat 'n mens net heel eerste moet bepaal, is natuurlik wat is jou begroting waarvolgens jy wil werk. Want as jy na enige juwelier toe gaan, daar's soveel dinge wat 'n mens kan bespreek rondom 'n verloofring, maar dit help nie 'n mens bespreek goed wat uiteindelik buite enigiemand se bereik gaan wees nie. Ja. So is dit nog soos die ou dae waar hulle gesê het, hoeveel maande se salaris? 3 maande se salaris. 3 maande. Is dit nog so of voel jy dit is baie meer relaxed nou? Nee, ag weet jy, die lewe is nie meer so goedkoop soos wat dit was in vergelyking met 40 jaar terug Ja. nie. So vandag is dit volgens elkeen se leefstyl, wat kan jy bekostig, wat werk vir jou en ook wat is vir jou belangrik. Kry jy baie mense wat na jou toe kom en gaan, dit is wat my vrou wil hê, dit is haar, jy weet, haar persoonlikheid, kom met 'n prentjie, of is dit maar meestal mense wat jou advies nodig het en jy lei hulle? Dis 'n absolute kombinasie. Okay. Partykeer is die ouetjies baie geseënd. Weet, sy meisie het 'n Instagram bladsy wat sy goed volg en Ja. sy gee vir hom honderde foto's. Dit is wat ek wil hê. Ja. Maar partykeer dan kom die ouetjies ook in en weet jy, dan sweet hulle bloed voor jou want hulle weet absoluut niks en hulle weet nie waar om te begin nie. So dan begin 'n mens nou maar kyk na, jy weet, wat is haar persoonlikheid? Ja. Mens vra 'n bietjie vra, wat is die tipe leefstyl wat sy het? Is sy baie aktief? Is sy iemand wat meer korporatief is of iemand wat meer sportief is? Al daai tipe goedes neem mense in ag. Ja. Maar dan begin 'n mens met, as ek kan sê, die nitty-gritty van dinge. Die dinge waarna ons kyk is eerstens 'n diamant, as ons dit nou neem as 'n voorbeeld vir 'n verloofring. Die karaatgewig is basies maar net die grootte van die steen. Nou afhangend van die kombinasie van die ander faktore en die begroting kan 'n mens dan baie maklik bepaal hoe groot die diamant gaan wees. Okay. Maar dan kyk 'n mens byvoorbeeld na die kleur van die diamant. Hoe wit is die diamant? Ja. Of hierdie diamante effens van 'n geelerige skynsel. Jou witter diamante is jou skaarser diamante en hulle gaan dan bietjie meer waarde hê wat kleur aanbetref. Ja. Dan kyk ons ook na die suiwerheid van 'n diamant. Wanneer 'n diamant diep binne die mantel van die aarde gevorm word, en dit is enigiets 150, 200, 300 kilometer Sure. binne die mantel en nog dieper, waar word diamante onder enorme druk en hitte gevorm. Ja. Nou, nie alle diamante vorm 100% perfek nie. En daar's klein insluitsels binne in die diamant wat sigbaar bly dan. Partykeer met die blote oog, maar meeste van die kere is dit net onder sterk vergroting. Hoe moeiliker dit is om daai insluitsels te sien, hoe meer waardevol is die diamant vir die suiwerheidsaspek. Dan kyk ons verder na die snit van 'n diamant en dit is een aspek wat baie belangrik is. Okay. Die snit van die diamant is meer as net die vorm van die diamant. Dit gaan oor hoe proporsioneel is die diamant gepoleer en geslyp. Ja. En dan kyk ons ook na die fasette. Elkeen van daai klein oppervlakkies wat op 'n diamant geplaas word, wat alles help dat die diamant met lig kan speel, sodat lig kan inkom in 'n diamant en weer kan uitkom, sodat jy daai pragtige vonkel en glans, Dat was 'n shimmer. daai sprankel wat jy wil hê, dit kom by die snit van die diamant in. Okay. Hoe beter 'n diamant geslyp en gepoleer is, hoe beter daai plasing van elke liewe faset, hoe meer briljant en sprankelend gaan jou diamant wees. En dit is een van die aspekte wat ek altyd sê, moenie daarop Ja. compromise nie. Ai, jy seker baie mans met baie stres daar by jou aankom. So, ag weet jy, gelukkig, dit is nog steeds die een ding wat wonderlik is in hierdie tyd van enigiemand se lewe is. Dit is gelukkig, alhoewel daar 'n bietjie stres is, dis 'n gelukkige tyd in jou lewe. En op die einde van die dag, dit is mense is so gevul met satisfaksie. As jy met 'n koppel kan sit en met 'n jong man kan sit en jy weet, hy's hierdie mannetjie gee nie net sy hart nie, hy gee meer as sy hart vir hom en jy kan hom help op daai paadjie om dit te doen. Sure. Dis baie waar. Dankie Stefan.